Ek wil voordat ek begin met die laaste deel van ons Worship 101 reeks, wil ek graag met jou gesels oor 'n projek wat nou opkom. Vir 'n hele ruk is ons redelik besorg oor die dak van die auditorium by die ingang. Hy is besig om so 'n bietjie soontoe te gaan. Dis nog nie op 'n plek waar jy nou hier moet in en uit gaan nie. Maar as ons die aandag aan gee nie, dan gaan dit tot op daai punt kom. So ons het 'n afdeling in Doxa Deo wat hierdie goed hanteer. En ons het op die punt gekom waar daar besluit gemaak is dat ons in Februarie maand, wanneer die reenseisoen verby is, het 'n strukturele ingenieur vir ons nou aanbevelings gedoen en die projek gaan so R350,000 kos. Nou om vir jou te verduidelik hoe ons werk in Doxa Deo, jou tiende en jou bydra gaan oor die bedryf van die kerk. Dit gaan oor stadsprojekte globaal in Doxa Deo. Ons het een finansiële kantoor waartoe alles gaan. En ook oor kerkplantings. Dan het elke kampus sy, soos ons van praat, sy geboue onderhoudprojekte wat uit die kampus self gereis word. Daar is 'n bedrag vir basiese onderhoud. En dan het ons ander goed ook, soos ons tree projek en ons GIL projek wat ook uit die kampus uit befonds word. So 'n projek soos hierdie gaan uit die kampus befonds moet word. En ek wil jou nooi, as die Here op jou hart druk, hier is 'n klipborde hier oralste. Ek sien hulle is nou mooi gespasieer met vorms op. Jy kan of 'n debietorder doen of jy kan 'n kontant bedrag betaal. Ek wil net die perspektief reg kry. Ek hoop jy bid daarvoor nie, maar ek word beroep na 'n ander plek toe. Maar jy bly hier onder hierdie dak. Dis jou dak. Ons wil nie dit met verdere krisisse veroorsaak dat ons groter skade het nie. Nou ons het so uitgewerk dat met ons huidige inkomste, as jy nou jou 14de check en jou bonus kry, nee, as jy net die ekstra bedrag, so as jy vir Desember dubbel jou bydrae gee, maar jy moet dit nie in dieselfde rekening gee nie, want dan gaan dit na tiendes toe. So een bedrag is jou tiende in offergawe, die ander ene sal dan die bouprojek wees. Jy kry die inligting op die vorm, dan betaal ons hierdie ding. Dan kan ons aangaan volgende jaar. So my hart is dat ons nie hierdie as 'n struikelblok sien in 'n langdradige ding nie, maar dat ons volgende jaar kan inspring. Die rede hoekom hulle Februarie gaan begin is oor die reenseisoen. Ons hou nie van 'n oop dak policy nie. Dit kan verdere skade veroorsaak. So ek wil jou vra, wil jy nie saam met my bid en vertrou, dat ons net nou ook vir die Here vra, dat die regte dinge moet gebeur en dat die regte persone ook bydra, soos dat sy wil is nie, en dat dit is volgens sy hand nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is so lekker om hier te kan staan en te verklaar, U is klaar in hierdie spasie. U is ons voorsiener. Ons dank U, Heer, dat U vir ons ook op hierdie manier gaan laat verbaas staan hoe U voorsien, op watter wyse ook al. Bemagtig ons ook om deel te kan hê in die oplossing, en mag U nie net verheerlik word daarin nie, maar mag dit 'n tyd bring ook van diep dankbaarheid en terugflits oor die goedheid wat ons weet reeds oor ons is. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Daar's hy, so ons is nou by die finale deel wat ons praat oor worship, oor aanbidding. Nou, ek het begin, in die eerste week het ek met jou gesels en ek het vir jou verduidelik dat die woord worship kom eintlik, dit is worship, dis om
God se heerlikheid te verklaar is, om wie hy is worthy, soos die Engelse sal sê. En dit, ware worship kan net plaasvind as dit volg op openbaring. So dit hoef nie heeltemal altyd die nuutste openbaring te wees nie, maar dit is, God openbaar homself, en elke keer as hy geopenbaar word, dan doen dit iets in ons gees, want worship is nie 'n geforseerde iets nie. Dis iets van, dit borrel van binne af. Ons het in die kinderkerk, het ons 'n liedjie gesing, en ek moet dit nou nie doen nie, want in die eerste diens het daar ouens gesê, hulle gaan nie terugkom kerk toe nie, want ek het iets probeer sing, maar dit borrel in my, ek is so bly, Jesus het my lief. Het julle al daai liedjie gesing? Jy het uitgemis as jy het nie gesien het nie. Dan het hulle al hierdie goedjies wat jy doen en alles, maar jy kry daai oomblikke. Ongelukkig baie keer borrel dit nie so lekker in ons nie, want ons nie genoeg krisisse nie. So, wil jy worship, kom ek bid net vir krisisse in jou lewe? Nee, dis waar, dat wanneer ek kan voorsien in alles in my lewe, alhoewel God voorsien, dat ek kan voorsien, maar as ek dit nie raak sien nie, dan is dit moeilik om God se grootheid raak te leef. Want jy raak gewoond daaraan. En ouens, hoor mooi, ek is nie hier vandag om jou sleg te laat voel nie. Dis die laaste ding wat ek wil doen. Wanneer mense sing, is dit een van die grootste uitdrukkings van aanbidding. En as ek nou praat van rugby, sê ek nie is aanbidding nie, ek praat van die krag van sing, en van om worshipfully te sing. As ons net begin by sing van liedjies wat eenheid bring, dan maak dit so groot verskil in ons hart. Ek was op skool, het ons so 'n paar liedjies gehad wat ons gesing het. Elke jaargroep het half sy eie liedjies gehad, en dan hoor jy nie, die vorige jaargroep het dit ook gesing, maar jy het dit baie spesiaal in jou jaargroep beleef. Dan gaan jy na 'n braai toe of na 'n reunie toe. Dis niks, alles is so styf, elke ou wil wys, hy het 'n ander werk, hy het sukses in die lewe behaal. En op my ouderdom nou is dit al 'n fotootjie van 'n klein kind. En dan staan ek aan, sê ek sal maar met my kinders moet praat. Maar die ouens het so trots daarso. Dan kom jy en die ouens sê, hey, onthou jy daai liedjie wat ons gesing het? En dan sing almal dit. En skielik is jy weer pelle. Jy vergeet van waar jy geswat het en waar jy bly en al hierdie goed. Jy sien, om in eenheid saam te sing, bring net iets in jou lewe. Dit is 'n gelykmaker. Die ander ding is, ek onthou toe ek in die weermag was, dit was vir my baie weird. Terwyl jy hierdie pale dra en bande en goed en hulle jaag jou rond, dan sing jy sodat jy net jou gedagtes wegkry van die swaar kry af. Nou kom jy en jy gaan doen 'n kamp of 'n ding. En nou skielik sit die ouens daar en nou begin hulle, onthou jy die goeie ou dae, en dan sing jy daai selfde liedjies. Dit was nie goeie dae nie. Dit was rubbish dae, jy het vergeet. Maar daar was iets goedheid van ons het dit saam gedoen. As jy uit 'n situasie ook uitgekom het waar daar baie groot gevaar was en goed. Ek sal nooit vergeet nie, ek het een keer op 'n sekere lughawe het ons klomp beseerde soldate gaan kry en dit het my so hartseer gemaak want daai ouens het almal gesit en sing. Dit lig jou gees, dit doen iets aan jou menswees. As ons kyk met die rugby, daar's so 'n video wat nou rondgaan oor die bokke en rassie en Rihanna stuur vir my hierdie ding. Weet jy, dit gryp my hart. Hoekom? Want ek is 'n Suid-Afrikaner. En ek is trots om 'n Suid-Afrikaner te wees. So musiek bind jou aan mekaar vas oor goed wat jou waardes is. Ek is een keer in die bevoorregte posisie gewees om 'n wedstryd te sien waar die Springbokke teen Wallis speel. En daar was nie baie Wallisers nie, maar daar was genoeg dat jy hulle kon hoor sing. En vir die eerste 3 minute voordat Joos van der Westhuizen 'n 3-3 teen hulle gedruk het hulle mooi gesing. Hulle was in eenheid, jy hoor. Maar die oomblik toe daai groen masjien begin werk, toe sing hulle nie. Toe sing hulle na binne toe, soos die Italianers gister. Goed, so
wanneer ons sang beleef en aanbidding saam, het dit 'n geweldige, kragtige mag in ons lewe. Die tyd toe ek my hart vir die Here gegee het, toe was dit so 'n in-awe oomblik. Daar was hierdie liedjies gewees, soos in 60 Afrikaanse Christelike liedjies, dan sit sulke medleys, hulle gaan so oor. Ek is met vars vreugde olie gesalf, baie goed. Dan sing ek dit dan heilig, hoekom? Dis 'n ou liedjie, maar vir my gee dit nuwe inligting. Want ek het gedink ek's gemors. Ek het gedink, die Here het my nou maar net aanvaar, omdat hy my verdra in Christus. Skielik sing ek hierdie goed en dit resoneer met my diepste wese. Dit is so belangrik dat die Here ons uitnooi om 'n nuwe lied te sing. In Psalm 96 vers 1 tot 3 skryf die psalmdigter: sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here almal op aarde, sing vir die Here, loof sy naam. Verkondig sy verlossing dag na dag. Vertel die nasies van sy heerlikheid en al die volke van sy wonderdade. Nou hier's twee goed wat ek wil sê. Die eerste ding is, 'n nuwe lied beteken nie skryf elke week 'n nuwe lied nie. Net soos ek in dieselfde stuk Bybel elke keer 'n nuwe boodskap kan kry, is daar 'n nuwe waarheid wat in my gees kom val. En wanneer ek dit sing, dan is dit 'n nuwe lied, want dit is 'n nuwe openbaring, dit is 'n nuwe reaksie, is 'n nuwe respons. So, ons gaan nie elke week vir jou nuwe musiek skryf nie, maar dit wat ons sing is so ryk, dit kan ons gryp in ons gees. En daar's geweldige krag daarin, as ons verby die godsdienstigheid daarvan kyk. Hy sê hier, vertel die nasies van sy heerlikheid, dis die tweede ding. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dis vir my fantasties as iemand passievol met my gesels, en hy glo in dit wat hy doen. Ek het die siekte om 'n Subaru te ry. En een van die redes hoekom ek van Subaru hou, is, ek het ander motors gery. Okay, eerste ding is, ek het 'n oulike vrou. As jy 'n moeilike vrou het, kan jy nie 'n Subaru ry nie. Okay. Of 'n Alfa nie. Okay. Jy kan nie twee moeilikheid in jou lewe hê nie. Julle hoor. So, ek het 'n kar gekies, maar daai Subaru het my nog nooit gedrop nie. Maar weet jy wat het hom vir my verkoop? Die dag toe ek by Subaru inry, en ek gaan kyk uit na die modelle, en daai ou is so passievol oor die kar. Dis soos of hy 'n kind in 'n konsertarea is, wat daarvan hou. Hy vat my, ek vra hom sekere vrae, hy gaan roep die werkswinkelbestuurder, die ou kom sit daar, en hy vertel my net, wow, hierdie karre dit, hierdie karre dat. En toe maak hulle, ek maak die fout. Hy sê, kan ek jou vir 'n demo vat? Ouens moet nooit dit doen nie. Nooit, ooit nie. Dis erger as om te teken. Want in jou hart val daar iets, wat jy nooit weer gaan wegkry nie. Jy hoor? Of gaan bestuur 'n baie duur kar, en dan ry hom, dan gaan dit dalk beter werk. Dit het nie vir my so gewerk nie. Maar dis hoe dit werk, ons passie is aansteeklik. Ons kan net vir mense vertel van ons grootte God, wanneer ons erken die openbaring wat in ons hart geval het, en dat mense kan sien die verskil wat dit gemaak het. Amen. Ja, dit is, soos die storie, ek was 'n seun, ek was op laerskool, ek was in standaard 5, toe werk ek by Bears. Kan julle Bears onthou? Meubels. Ek het Casio orrels verkoop. Kinderarbeid. So op 'n Saterdag gaan ek daar, en al wat ek kon speel is And When the Saints Go Marching In. En die ding is, ek kon nie aan die een kant die akkoorde speel nie, maar daai ding is so oulik, jy druk uit 'n noot, dan speel hy C, dan druk jy een noot, hy doen die hele ding, dan hy 'n arpeggio en alles, jy moet net hierdie speel. Nou staan ek al, ek doen my werk. Op 'n stadium, toe kom die bestuurder van Bears na my toe, en hy sê, jong man, ek betaal jou die hele dagloon, hou net op speel. Want mense wil nie eens meubels koop as hulle jou hoor nie. Jy sien, ek het die beste gedoen wat ek kon op daai oomblik,
met And When the Saints. Ek dink hy hoor dit nou nog, as hy slaap. Maar die uitdaging is dit, ek het nie vars liedjies geleer of iets niets gehad nie, daar's nie variasie nie, is dieselfde liedjie. Nou, ek moes myself indink, van 8:30 die oggend tot 2:00 die middag, is al wat jy hoor in daai plek. Jy hoor? Maar ek het my werk gedoen na die beste van my vermoë, maar dit was hoogs irriterend. Net soos dit, wanneer ons nie die fonteine van lewe wat ons gesing het, wys wat ons glo nie, dan is ons so, Nou jy kry nie, jy weet, dis in die army sê hulle vir jou, ek tel 3, dan moet jy wakker wees. Wees wakker, dan sê jy, dit werk nie so nie. Jy wil die ou beïndruk. Jy het 'n proses om 'n bietjie wakker te word. So 4 koppies koffie, as hulle maar net dit geleer het. Jy weet, as hulle 'n cappuccino masjien in elke bungalow gehad het, dalk 'n paar energy bars, dan dit beter gewerk. So dis hoe ons ook, wie ons is en wat in ons lewe oorborrel, smeer af op ander mense. Ek dink ek was die jongste ou wat nog gefire is, afgedank is. Wie van julle was op 12 al afgedank in jou eerste werk? Jy weet, dit is so erg geweest dat op skool, op hoërskool, toe het my ma vir my 'n Casio FX82 sakrekenaar gekoop. Toe ek daai Casio lees, toe ek weer trauma oor dat ek afgedank is. Maar daar's nie berading vir dit nie. Die ding is, wanneer ons vanuit Openbaring leef, dan is ons fokus op die regte plek. En dan is daar vrug. Nou, dis nie net 'n uitnodiging in Psalm 96 nie, maar hoor hier Efesiërs 5 vers 18, die B-gedeelte in 19. Hier's 'n baie belangrike ding. Laat die Heilige Gees julle lewe volmaak en sing saam psalms, lofsange en geestelike liedere. Sing in jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Hier is die geheimenis. Laat die Heilige Gees sy blydskap jou vul. Ek moet myself oopmaak vir die geestelike dinge. Ek's nou baie eerlik met jou. Ek wens ek kan vir jou sê, kyk hoe doen ek dit, dan doen jy dit ook. Ons, ek het baie droë tye in my lewe. Daar's tye wat en ek is maar seker omdat ek's 'n boring ou. So, ek weet die Here dink ek's boring nie, hy het my gemaak. Maar partykeer kan my gebed net so ernstig en so wees soos ek nou praat. Sonder verwagting. Sonder opgewondenheid. Die Here ken my hart. En dit is okay, ek weet dit. Maar ek het agtergekom in my lewe, hoeveel mis ek op uit? Hoeveel keer wil ek nou maar net met die Here praat oor goed en dan hoor ek met my hart en dan dink ek hoor sy stem, maar ek is seker nie, dit sal nog bevestig word. Ek het agtergekom in my lewe dat wanneer ek eintlik alles stop en die moeite doen om die Heilige Gees werklik waar in te nooi in hierdie spasie in my hart. Die geraas om my 'n bietjie stiller te maak, sodat sy stem gehoor kan word. Dan is vreugde en blydskap altyd die vrug daarvan. Dit borrel altyd. Ek weet nie hoekom ek so dom is, want weet jy wat, môre gaan ek weer bid en ek gaan boring wees, selfs vir myself. Ek weet nie hoe die Here moet voel nie. Want dis wie ons is, en dis okay, maar ek wil vir jou sê, daar is 'n ander spasie. Om te worship is om op openbaring te reageer. Mag die Here elke dag in my en jou lewe vir ons vars openbarings gee. Die skrif nooi ons uit om te sing, want die aanbidding en sang het 'n reuse implikasie. Eerstens, dit verklaar die waarheid en vorm ons harte. Kolossense 3 vers 16 skryf Paulus aan die gemeente in Kolosse. Hy sê, laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle lewenstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesinge en geestelike liedere tot eer van God.
Nou, daar's 'n kragtige verhouding tussen waarheid en sang. Ek is bang om te vra, maar is die enige mense wat in die laaste maand hier in die kerk ingekom het, en as ons sing, dink, ag, hemel, okay. Is daar so iemand? Want as dit die derde diens op 'n Sondag is, en jy preek, en jy weet, jy gaan nou die derde keer preek, dan raak dit sommer soos 'n werk. Hierdie ouens sing fantasties. Dis nie hulle nie. Maar hierdie waarheid word afgedoof deur die feit dat ek gewoond geraak het. Dit verander nie die waarheid nie. Dan begin my persepsie iets sê. Ek het eendag 'n preek gehoor waar 'n ou gesê het, hoekom kan almal so opgewonde wees oor 'n rugbyspan? Maar ons jubel en juig nie in die kerk nie. Ouens, dis manipulasie. Het iemand jou al gemanipuleer met dit? Sê vir die duiwel, hy moet van jou skouer afgaan. As die Here elke week moet beklei teen die duiwel om te oorwin, dan sal ons elke keer so wees. Maar jy gaan nie elke keer sê, ek's gered vandag, yes, ek is so bly nie. Nee, daai openbaring word deel van wie jy is. Dis hoekom, as jou rugbyspan die hele tyd wen, soos Nieu-Seeland jare terug was, dan begin jy, dis okay, en as hulle verloor is jy kwaad. Jy hoor, daar's 'n standaard. Ons ouens in ons geloofslewe kry maklik daai standaard, en dan laat die vyand my en jou sleg voel, omdat ons rustig is oor sekere goed. Daar's niks fout daarmee nie. Maar die Here nooi ons in 'n nuwe vars spasie in om nuwe waarheid te ontdek. Waarheid oor ons, waarheid oor God. Die punt is, ons sing die waarheid van die openbaring van God, tot ons dit verstaan en snap. Verder wil ek sê, aanbidding deur sang bring eenheid in die liggaam. In Romeine 15 vers 5 en 6, mag God, wat die bron is van standvastigheid en bemoediging, julle help om in volkome harmonie met mekaar te lewe, elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges. Dan sal julle almal 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond die lof toebring aan God die Vader, ons Here. Sjoe, die kragtigste ding is wanneer daar eenheid is. Jy moet verstaan, wanneer ons aanbid, wanneer ons God se openbaring na hom toe terugverklaar, en ons doen dit in eenheid. Alleenheid is nie so kragtig soos eenheid nie. Want die ding is, waar dit nog nie in jou hart geval het nie, hoor jy dit? Ons beleef dit sensories. Daar is 'n geestelike autoriteitskrag. Jy sien, wat hierdie eenheid doen is, mense van verskillende ouderdomme, mense met verskillende politieke sieninge, mense wat uit verskillende wêrelde kom, mense met verskillende oortuigings van waardestelsels in hulle gesinne of in hulle werk, word saamgetrek in een openbaring en een antwoord. Dit haal jou outomaties uit me, myself en I se spasie uit, en plaas jou onmiddellik op 'n plek van eenheid. Dit herinner ons dat ons geloof nie privaat is nie. Dit vestig 'n geestelike eenheid. Ons behoort aan mekaar, en ons almal deel dieselfde belydenis, en dit is Jesus is ons Heer. 'n Singende kerk is 'n kerk met eenheid as dit worship is. En 'n kerk wat staan in eenheid is 'n kragtige kerk. Dit vat ons na die plek toe waar, weet jy, waar is intersessie kragtig? Intersessie is kragtig wanneer jy aanbidders is. Want dan smaak jy die hemelse waarheid, en jy sien die gebrokenheid om jou, en jy verklaar dit
oor die gebrokenheid om jou. Wanneer ons 'n eenheid staan, is daar krag. Dis hoekom, jy sal hoeveel keer in die Bybel lees, dat waar hulle in eenheid saam was, veral in Handelinge, was die plek gevul met die bewustheid van die teenwoordigheid van God. Daar is krag in hierdie eenheid. Ouens, in die vyand bestaan, die duiwel bestaan. Die Bybel sê dit baie duidelik. En hy sê ons is in 'n stryd. En die eerste stryd in my en jou lewe is, hy wil hê ek en jy moenie worshipers wees nie. Dan word ons geïsoleer. Alles van ons geestelike lewe kan belemmer word as ons die openbaring van God se kraantjie in ons harte toemaak. Want die openbaring is blywend, dit staan altyd. Die tweede ding is, as hy my kan kwaad maak vir 'n ander ou in die kerk, het hy my. Ek dank die Here vir die eenheid wat hier is. Ek was gelukkig genoeg dat ek in 'n paar gemeentes was wat eenheid 'n sterk ondertoon was. Dit maak jou sterk. Dit maak dat jy krisisse kan deurstaan. Om saam te worship, bring daai eenheid. Verder wil ek sê, aanbidding deur sang bou geloof en geestelike krag. In Handelinge 16 is daar hierdie gedeelte waar Paulus en Silas saam in die tronk is. En hulle is nie besig om die duiwel te bestraf nie. Nee, hulle sit, hulle is geboei, hulle is in 'n dergelike, in 'n dungeon, onder in 'n grot. En wat doen hulle? Hulle aanbid die Here. Hulle sing sy openbaringe, hulle herhaal dit, hulle herinner hulle self aan hoe groot God is, en dit wat hy kom doen het. En bonatuurlik kom daai boeie los. Die hekke gaan oop. Ek wil jou nooi. Miskien sit jy en jy het soveel keer al gebid oor goed en jy het al soveel keer moedeloos geraak. Miskien is daar iets anders. Miskien kan jy die geleentheid raakleef om God te aanbid, soos ek 2 weke terug gesê het, in gees en in waarheid, dat jou gebed van binne kom. Dit kom gewoonlik van 'n plek af waar ek sê, waarvoor is ek dankbaar vir die Here? Dan word worship 'n geestelike wapen, waarmee jy vestings neerwerp in die gees. Dit skuif die atmosfeer in 'n plek. Dit breek die swaarheid in die gees, en dit verander ons fokus. Die slotsom is dit, ons sing omdat Christus waardig is. Ons aanbid, omdat hy ons dit gewys het. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Aanbidding is nie in my styl nie. Dit gaan nie oor my styl nie. Dit gaan oor my oorgawe. Jy moet weet, die grootste, beste vorm van geestelike oorlogvoering is nie om die duiwel te gaan soek nie, maar om te kom met die teenoorgestelde gees van die wêreld. Iemand het eendag vir Ellen Platt gevra, dit was snaaks, dit was in Louwby hulle se huis, ek was daar, toe hierdie kampus geplant is. Julle weet dit nie eers nie. Henny het my saamgenooi. Ek is toe 'n leier van 'n gemeente in die stad. En 'n persoon het gesê, vir Ellen gevra, hoe staan ons met bevryding? Hoe staan Doxa Dou met bevryding? En Ellen sê, ons glo in bevryding. Maar ons mandaat is op 'n ander plek. As daar bevryding nodig is, sal ons dit doen, maar ons gaan nie dit soek nie. Maar ons glo in die koöperatiewe salwing. So dit beteken, waar daar haat is, kom ons met liefde. Dan sal daai gemeenskap van haat ontslae raak. Amen. Waar daar gebrokenheid is, vra ons die Here dat ons oorvloed kan bring in daai gemeenskap. Die vyand word verslaan. Nie net een per slag nie, maar groepe word vrygemaak. Jy sien, dis die mandaat wat ons in Doxa Dou het. En ek het so in verwondering gesit, want ek het besef, dis so waar. Ons kom met die teenoorgestelde gees van die wêreld. Dit wat God sê, kom verklaar ons oor die gebrokenheid.
met die entoesiasme van hart, omdat ons weet, hy het dit vir my gedoen, hy gaan dit vir julle ook doen. Die vyand kan ons nie stil maak nie, ons laat ons stil gemaak word deur hom. Want as ek nie so voel nie, miskien moet ek net stop. Sê Here, dankie, dankie, dankie. Here, ek weet nie eers wat om voor dankie te sê nie, wys my waarvoor ek kan dankie sê. Dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde. Dankie Here dat ek iets het om te deel. Dis 'n oorgawe. Dis nie 'n tradisie nie. Maar dis die openbaring vir die preek. En hoor hier. Ouens kom by my, dan sê hulle vir my, "Yes, jy het Sondag goed gepreek." Selfs spanouens. Ouens het al vir my gesê, "Yes, jy het droog gemaak ook." Okay. Maar dan is ek baie lief om te vra, nou goed, vertel vir my, wat onthou jy van die preek? Na 3 dae kan meeste mense minder as halfte van 'n preek onthou. Smal, né? Maar weet jy, wanneer ons aanbid, en ons een in gees is, en ons sing, dan word saad in ons harte gesaai, van God se openbaring. En wanneer ons die prediking bring, dan bevestig ons die saad wat gesaai is in ons harte. Want wanneer ek sing, verklaar ek sensories. Alles van my sensoriese mens is deel van dit. Jy weet, dit is so interessant, as jy leerprobleme het, dan sê hulle, jy moet uitskryf wat jy leer en dit hardop sê, sodat jy dit hoor. Jy sien, ek sien dit, ek sê dit, ek hoor dit, alle sensoriese areas word gevul met hierdie openbaring van die nuwe inligting. En dit beteken, dit kom by mekaar, en daar's geen steurnis in dit nie. En dis wat worship doen. Dit vat ons sensories saam, elke individu, in 'n groter eenheid. En die verklaring is kragtig. En wanneer die prediking kom, dan sal jy onthou wat nodig is vir jou. Amen. So ek wil jou vra, dat ons 'n oomblik gebruik om, nou terwyl ons sing, iets te verklaar oor ons geesmens. Nou ek wil jou nooi dat jy jou oë toemaak, en dat jy net my uitluister. Ek gaan nie iets weirds doen nie, ek gaan jou nie hypnotiseer nie, ek kan nie. Maar terwyl jou oë toe is, wil ek jou die geleentheid gee om net 'n paar dinge te bedink. Nou gaan ek 'n gebed doen, en dan gaan Jacques ons lei in 'n worship lied. Ek wil jou 'n oomblik gee om te besef die implikasie van as ek en jy saam eenheid 'n hemelse lied sing, dat daar saad in ons hart val. 'n oomblik om jou belydenis te verklaar, wie jy is en wie God is. Om die waarheid in jou hart te vorm, en jou te belyn met ons geestelike familie. Om 'n oomblik kans te gee, dat ons geloof kan uitstyg bo ons omstandighede, en te verklaar, ons koning is waardig bo alles. Dat dit die beginpunt is van nuwe dinge in ons lewe. Dat dit dalk die belangrikste deel is van wanneer ons by mekaar kom, na die nagmaal. Hemelse Vader, mag hoe oud of nuut die liedere is wat ons sing, mag dit in ons hart val, dat dit 'n geleentheid is vir nuwe seisoene, nuwe asems, nuwe openbaring, nuwe bekragtiging, vir die breek van dit wat teen ons staan, vir die oorwinning van dit wat ons blok, vir die deurbraak soos 'n muur
om 'n stad wat ons inhou. Here, mag ons aanbidding soos wat in Openbaring ons leer waar die gerafs sê heilig, heilig, heilig is ons Here God almagtig wat is, was en sal wees. Here, dat hierdie verklaringe ook die hekke van ons lewe sal skud en dat ons lewens gevul word met u heerlikheid en 'n verstaan van u openbaringskrag. Dankie dat ons dit kan verklaar in Jesus Christus naam. Amen.
as jy gemaklik is, net om jou hand op jou hart te sit en jou oë te sluit, en kom ons bid hierdie saam. Vader, ons is dankbaar vir die Gees. Dit kom openbaar in ons hart. Here, ek bid dat ons so gevul sal wees met die waarheid van U. Ek bid dat ons soveel van ons tyd en aandag sal spandeer op U waarheid en wat U vir ons wil sê. Dat ons nie anders as kan, maar om te respond en 'n nuwe lied te sing vir U, Here. Mag ons op baie plek kom, vir elke dag. 'n dag is waar ons 'n nuwe lied kan sing. Want ons besef hoe groot en almagtig ons God is. Here, ons laat U toe om Uself te openbaar in ons. Mag ons daai openbaring deel met die mense rondom ons, wat U in ons lewe kom plaas, Here. Mag dit nuwe lewe bring en nuwe openbarings in mense se harte bring. Amen. 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 Julle kan julle sit plek neem. Ons gaan nou braai. Nee, ons gaan blou braai. Spys en dank gemeentekuier. Moenie uitmis nie. Koop vandag jou kaartjie. Ons sal seker maak jou kos word perfek gaar gemaak. Vat gou 'n oomblik en kyk wat gaan jy mis as jy nie registreer nie. Lekker man. Kyk, ek dink dit is simpel as jy nie registreer nie, want wat jy mis is eintlik ongelooflik. Jy kan hierdie eet, jy kan hierdie eet. Jy kan eintlik 2 stukkies kry as jy regtig wil. Daar's 'n stukkie hier vir jou en 'n stukkie hier vir jou. Nou ja, sien jou die 23ste November. Lekker eet. Vir my is die snaakste hoe skelm julle almal lag vir die grappies. Jy mag maar lag, dis 'n lekker plek die. Ons sien vreeslik uit vir volgende week. Dit is volgende week die gemeentekuier. So moenie uitmis nie. Ons is al 130 kaartjies, meer as 130 kaartjies verkoop. So ek's vreeslik opgewonde. En dis die een ding wat jy nie moet vergeet nie. Nou, ek wil vir jou dieselfde sê wat ek vir mense sê as hulle vir my vra, wat doen ek met die motorfiets as dit reën? Dan sê ek vir hulle, ek ry motorfiets in die reën. So jy moenie worry as dit volgende week reën nie. Ons het gesorg vir dit. Ons gaan seker maak alles gebeur reg. Die kos word nog steeds op 'n lekker spit buite gemaak en dan moet ons hier binne kuier, gaan ons lekker kuier, dit gaan 'n heerlike tyd wees. Die ander geleentheid wat jy nie van moet vergeet nie is wat nou net gespeel het is die carols. Nou carols is nie net old school carols nie, dit is 'n worship aand. Ons worship Jesus, ons prys hom. So as jy wil kom oefen wat Koot vandag van gepraat het, daar's hy, ons sorg vir jou. Daar's al die Desember datums en jy kan sommer 'n foto van daai neem, dis belangrik om te sien. En nooi iemand na die carols toe, nooi iemand na die dankdiens volgende week en die gemeentekuier toe. Dit gaan verskriklik lekker wees en ek wil jou uitdaag om iemand saam te bring. Die ander ding wat ek gou wil aanraak is wat Koot vanoggend aan die begin van sy preek gesê het.
ons koop in hierdie familie in, nee. Ons koop in nie net met ons wat hier bywoon nie, maar ons koop in finansiëel en ek wil jou regtig net uitdaag en dalk net herinner aan wat hy gesê het aan die begin, boonop dit wat ons gee vir ons tiendes, vir ons offergawes op 'n Sondag, wil ek jou vra om regtig te gaan dink en te gaan bid oor wat jou rol is in die gemeente op die finansiële vlak. En as jy reg is om te gee, daar is 'n koevert op jou stoel, jy kan kontant daar insit of jy kan aanlyn ook daar gee. Die klipborde wat Koot van gepraat het is aan die kante van die rye, so jy kan sommer na die tyd gou dit optel as jy op daai manier ook wil gee. Dan wil ek vra as jy gebed nodig het, asseblief, ek gaan nie voorwees, die gebedsspan gaan nie voorwees en ons wil regtig graag saam met jou bid. As daar enigiets is wat jy na ons toe wil bring waarvoor gebed nodig is ons hier vir jou. En dan heel laastens is daar is heerlike koffie by Luna's net hier uit. Ek hoor nie nou reën nie, so jy is welkom gou daar te gaan en Superkel staan daar agter met donuts en pretzels en koek en quiche en allerlei lekker dinge. Kom ons kuier lekker saam. Lekker Sondag, bye bye.